Goeiedag en dankie dat jy by ons hemelvaartdiens aansluit. Tradisioneel was dit 'n vakansiedag omdat dit so groot gebeure is. Ons lê baie keer klem op die geboorte van Jesus en selfs die kruisiging en die opstanding wat belangrik is. Maar hier's die belangrike feit, as Jesus nie opgevaar het en vir ons 'n plek gaan voorberei het, het ons nie hierdie verwagting gehad, die hoop dat hy gaan terugkom om sy kerk te kom haal nie. In ons advertensies van ons hemelvaartdiens het Jaco iets gesê van hierdie Joodse gebruik waar 'n Joodse bruidegom by sy aanstaande bruid sou kom, vir haar 'n klomp geskenke gee waarmee sy haarself kon voorberei vir die bruilof, en dan sou hy gaan en sê, ek gaan hom vir jou plek te berei, en dan as die huis reg is, dan kom hy om haar te kom haal, maar sy moes gereed wees. En op hierdie Pinksterdag wil ek eintlik so bietjie op van daai geskenke fokus, wat Jesus, ons ewige bruidegom, toe hy weggaan en met dieselfde woorde, ek gaan hom vir julle plek te berei, as die plek reg is, kom ek julle haal, maar dan gee hy vir ons die gawes, die geskenke van die Heilige Gees, om ons self voor te berei. En as ek 'n tema aan my kort boodskap moet gee, sou ek sê, krag vir die lewe. Ons ken almal die bekende Handelinge 1:8, wat sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan gaan daar 'n klomp goed gebeur. Saam met hierdie krag is daar hoofsaaklik die belofte van, hy gee vir ons krag om te kan getuig. Dis wat Handelinge 1:8 sê. Hy gee vir ons krag om te kan bid. Hy gee vir ons krag om wonderwerke te sien in ons lewe hier op aarde. So as ons dit moet saamvat, gaan ons sê, hy gee vir ons deur die Heilige Gees krag vir die lewe. Krag vir die lewe hier op aarde. Hierdie wagtydperk totdat die bruidegom kom om ons, sy bruid, sy kerk te kom haal. Meer nog as net krag vir die lewe, gee hy vir ons krag om soos Jesus te wees, om meer en meer soos hy te word hier op aarde. 1 Johannes 4 sê, God is liefde, en hy wat in liefde bly, bly in God en God in hom, en dan sê vers 17, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. So, die Heilige Gees kom, hierdie geskenk wat hy die bruidegom vir ons, die bruid gee, kom en dit help vir ons om Christus na te boots. Dit help vir ons om die goed te doen, en die goed te sê, wat hy sou doen en sê. En ons self so te positioneer, dat ons reg is, as hy ons kom haal. Net so bietjie verder, Johannes 14:12, sê hy, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit. Nou dit klink altyd so fabelagtig, om te moet probeer indink, ek kan presies doen wat Jesus gedoen het, en groter. En dan klink dit kan nie waar wees nie. Maar hoe gaan ons dit reg kry? Ons gaan dit reg kry, as hierdie selfde Gees, wat in hom was, in ons kom woon. En na hemelvaart wat ons vandag vier, dan so 10 dae wat die disippels gewag het, en dan vier ons Pinksterdag, die uitstorting van die Gees, waar hierdie beloftes waar word. En as ek en jy gedoop word met sy Gees, dan kry ons al hierdie beloftes. So kom ons praat bietjie vandag oor krag vir die lewe. Hierdie lewe op aarde, wat ek en jy as bruid van Christus partykeer moet verdra en moet verduur en goed moet deurgaan en 'n stampe en stote en daar's ook vreugdes tussenin. Maar hoe werk hierdie krag in ons lewe en hoe kan ons dit toepas in ons lewe totdat die bruidegom ons kom haal? Wat behels hierdie krag vir die lewe? Nommer 1 sê ek, dis krag om vir Jesus te leef. Dis so hartseer dat so baie gelowiges, en dan judge ek nie want ek is self een van hulle, ons almal, dat ons so stoei met tye met ons geestelike lewe. Dis asof daar binne in ons iets ingebou is, wat 'n behoefte het, 'n begeerte het om God se wil te doen, die mens te wees wat hy wil hê ons moet wees. En as ons weer die beeldspraak van die bruid en die bruidegom kan gebruik, ek het hierdie ding in my, ek wil my bruidegom tevrede stel, ek wil hom behaag in alles wat ek doen. Dis hier binne, ek wil gehoorsaam wees aan God.
Maar terselfdertyd is daar hier binne in my iets wat terugverlang na 'n sondige natuur, om weer die ou dinge te doen. En dan is Paulus daarmee besig in Romeine 7, as hy sê, hier is hierdie tweestryd binne in my. Die goed wat ek regtig wil doen, die goed wat reg is, ek sukkel om daarby uit te kom. En die goed wat ek weet wat verkeerd is, as ek myself kry, dan is ek nou weer daar. En ek dink, dan roep hy in desperaatheid uit. En dalk moet ek en jy ook op hierdie dag desperaat uitroep, soos hy in Romeine 7 vers 24, as hy sê, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan vers 25 so mooi, ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Dis net deur die krag van die Heilige Gees, wat ek en jy 'n wandel met God kan hê. Dis net deur die krag van die Heilige Gees wat ons kan wees wie hy wil hê ons moet wees. Galasiërs 5 sê dit so. Hy sê as ons deur die Gees lewe, laat ons dan ook deur die Gees wandel. Die een Engelse vertaling sê let us keep in step with the Holy Spirit. Jou lewe self moet daarvan getuig. Ek is 'n kind van die Here. Dis die krag en die begeleiding van die Heilige Gees wat jou en my help om staande te bly, terwyl ons wag vir die bruidegom om terug te kom. Hier stap nommer 2. Die krag om van Jesus te kan getuig. Wanneer ons op aarde kyk na twee mense wat regtig verlief is, en dis die aanloop na die groot troudag toe, dan word daar baie van mekaar gepraat, en met mekaar gepraat, en oor mekaar gepraat, want daar is hierdie opgewonde, my man, my vrou, my verloofde, en net so wil die Here ook hê dat ons, terwyl ons vir hom wag, oor hom sal praat. Handelinge 1 vers 7 en 8 sê, al wat julle hoef te weet, is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk. Wanneer die Heilige Gees na julle toe kom, dan gaan julle oral oor my praat. Dis uit die boodskap vertaling uit. As hy sê, as hierdie krag in my begin werk, gaan ek nie anders kan nie. Ek gaan oor Jesus praat. Ek gaan elke dag orals oor hom praat. Ek gaan vir mense by die kantoor en langs die braaivleisvuur en langs die sportvelde, gaan ek wil getuig oor hierdie komende bruidegom van my. Die Heilige Gees gee vir ons krag om ons geloof met mekaar te deel, om in krag die waarheid te proklameer. Kom ons hoor wat sê 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is. Hierdie krag kom in my, het gee my vrymoedigheid om te praat oor die dinge van die Here. Ek het iewers 'n berig gelees, en hoe akkuraat dit is, weet ek nou nie, maar wat beweer dat 95% van sogenaamde SUV's, ons mooi karre wat so 'n kruising tussen 'n sedan en 'n bakkie is, wat eintlik gemaak is om so bietjie off-road te ry. 95% van SUV's verlaat nooit die teerpad nie. Nou jy kan nou spot en sê, ons karre, ons paaie het so baie potholes, ons het dit dalk nodig, maar die goed is gemaak om bietjie op grondpaaie te ry, maar ons ry op teerpaaie. Ek dink dis baie keer 'n goeie vergelyking om dit ons as Christene te maak. Ons is gemaak vir 'n sekere ding en ons doen nie waarvoor ons gemaak is nie. Ons is gemaak om te getuig en ons getuig nie. As jy 'n Christen is wat nie getuig nie, is jy soos 'n 4x4 voertuig wat heeltyd op die teerpad bly. Jy het die krag van die Heilige Gees ontvang, and it's power with purpose. Die purpose is die opdrag van Matteus 28:19, dat jy moet gaan disippels maak. So hierdie krag sê ons, nommer 1, dis om vir Jesus te lewe. Nommer 2, dis om van Jesus te getuig. En nommer 3, dis om deur Jesus tot die Vader te kan bid. Romeine 8:26 sê, die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie eers mooi wat ons moet en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God met versigtinge wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Om te bid
word so dikwels vir kinders van die Here 'n stryd, 'n probleem. Veral as ons gevra word om bietjie langer te bid. En dan voel ek skuldig omdat ek nie geweet het wat ek moet sê na 2 of 3 minute nie. En ons sien ook nie noodwendig die resultaat op ons gebede nie. Dan begin ons nog minderwaardig voel, want ons voel ons vergelyk nie met Bybelhelde en ander groot geestelike mense in ons gemeente nie. En dan word iets soos 'n bid hier vir ons 'n nagmerrie. Maar hoor wat sê die Bybel in 1 Korintiërs 14. Hy sê onder andere, deur die werking van die Gees praat jy immers diep en onbegryplike dinge. Vers 4, ons word self geestelik opgebou. Efesiërs 6:18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Vir jou wat sukkel om te bid, dalk moet jy weer vir die Here vra, om jou vol te maak met sy Gees. Dis hoekom sy Gees daar is, om jou krag te gee, om met die Vader te kan praat, om jou te help, en as jy 'n geesgevulde mens is, om soms dalk net bietjie in tale te bid, as jy nie weet wat om in Afrikaans of Engels te sê nie, maar hierdie krag is om jou te help om te bid. En dan kom die Nuwe Testament uitdaging om te sê, bid sonder ophou. Dis deel van ons voorbereiding vir die komende bruidegom. Hier's die laaste punt wat ek wil maak. Hierdie geskenk wat die bruidegom gegee het, gee vir ons krag om in Jesus naam wonders te sien gebeur. Hoor wat sê die Bybel, Jesus se belofte, Markus 16. Hy sê, vir die wat glo sal hierdie tekens volg. In my naam sal julle duiwels uitdryf, julle sal nuwe tale praat. Dan praat hy iets van die beskerming, julle sal slange opneem en gif drink en dit gaan niks gebeur nie. En dan kom hy weer met die wonders, hy sê, julle gaan vir die siekes hande oplê en hulle gaan gesond word. Sien, as God se krag kom, dan rus hy ons toe. Dit gee krag vir hierdie tyd op aarde. Hierdie probleme, hierdie goed wat te veel word. Ons verlang na die bruidegom. Hy moet nou net kom en ons kom haal. As ons begin bid en in sy teenwoordigheid ingaan, dan gaan ons weer die wonderwerke sien. Hierdie is nie iets van 'n super Christelikheid of super geestelikheid nie. Dis net gewone mense. Dis die bruid van Christus wat toegerus word met krag uit die hoogte, sodat ons voorbereid kan wees. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 2. Hy sê, ek het julle nie probeer oorreed deur geleerde welsprekendheid nie, maar deur die Heilige Gees wat kragtig onder julle werk. Dit het ek gedoen, sodat julle geloof nie berus op menslike geleerdheid nie, maar op die krag van God. Dis waaroor ek met jou praat vanaand, hierdie krag van God, wat op my as gelowige kom, op my as die bruid van Christus kom, dat ek kan doen wat ek moet doen. Handelinge is vol stories. Die Nuwe Testament is vol stories. Die kerkgeskiedenis is vol stories van gewone mense, eenvoudige mense, wat die wonders van God gesien het, omdat hulle gevul was met die krag. Dink aan Petrus, hy was maar net 'n visserman. Markus was 'n tollenaar, hy het vir SARS gewerk. Paulus was 'n fariseer, hy was 'n kerkman gewees. William Seymour, wat 'n groot rol gespeel het in die nuwe ontwaking van Pinksterkerke, hy was 'n ongeletterde, eenoog leuke prediker. Iemand so Smith Wigglesmith, hy was 'n plammer gewees, 'n loodgieter, maar God gebruik hierdie manne voor Jesus opvaar, wanneer hy gesê het, ek gaan om vir jou plek te berei. Dan sê maar, wag, ek het vir jou geskenk. Ek gee vir jou die krag van die Heilige Gees. Dis vir hierdie elke dag tot dag se lewe. Dat jy kan funksioneer, jouself kan voorberei, dat jy rein en heilig sal wees, maar dat jy dit nie vir jouself hou nie, dat jy dit met ander deel, want kyk, ek kom gou, kom ek jou haal, maar ek los jou nie alleen nie. Ek gee vir jou die krag van die Heilige Gees. As jy jou lewe oopmaak vir die Heilige Gees, en jou lewe oopmaak vir die krag van sy Heilige Gees, dan gaan jy ook hierdie goed sien en beleef. Doping in die Heilige Gees maak jou nie outomaties soos Jesus nie. Jy moet nog steeds hard werk daaraan. Jy moet selfdissipline hê, jy moet die regte goed reg doen. Maar dit sit iewers potensiaal in jou om te word soos wat Jesus jou bedoel en beplan het om te wees. Ek bid dat jy op hierdie hemelvaartdag iets sal beleef van die krag, hierdie geskenk wat die bruidegom vir jou bedoel het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy Jesus aarde toe gestuur het. Jesus, dankie dat jy gekom het om alles te doen waarvoor jy gestuur is.
het gesterwe om vir ons die ewige lewe te koop, maar het opgestaan om graf, dood en hel te oorwin, dat ons ook in die ewigheid kan lewe. Maar dankie vandag vir die belofte van 'n weerkoms. Die feit dat U terugkom om die kerk te kom haal, maar dat U ons nie los nie. Geef vir ons al die nodige toerusting, dat ons kan wees wie ons moet wees, doen wat ons moet doen, lewe soos wat ons moet lewe, tot daardie wonderlike dag, as Jesus terugkom. Geef vir elkeen van die kinders, sommer net vandag weer 'n wederkomsverwagting, om te weet, Jesus kom spoedig weer, om sy bruid te kom haal. Ek bid vir elkeen wat hierna kyk en luister, in die naam van Jesus, amen.